Goeienaand geliefdes. Kom ons probeer weer. Goeienaand geliefdes. Baie welkom vir elkeen van julle. Ek sien ons nog 'n paar ons besig om in te stap. Julle is baie welkom. Ook die van julle wat besoekers is by ons vanaand. Vriende en familie. Dis 'n wonderlike geleentheid. Dis een van ons hoogtepunte. Kersaandiens en ook Paasdiens. Wat so rukkie later of Paasangdiens, wat so rukkie later die jaar plaasvind. Dis ook vir ons 'n wonderlike voorreg dat ons die inperkingsvlakke met COVID al verlaag het, sodat ons die voorreg het om saam hierdie diens met mekaar te kan deel. En terwyl ek dit gesê het, ek gaan nie al die reëlings of regulasies voorhou nie, maar asseblief, dis maar ongelukkig waar ons moet voldoen, of ons nou wil of nie. Julle het ook voldoen aan die regulasies toe julle daar ingekom het, en ek sien ons almal dra ook ons maskers, so baie dankie vir almal se samewerking wat dit dan betref. Ek wil sommer so aan die begin, gaan ek net vinnig die bedankings aan ons voorhou, en nie later of aan die einde van die diens nie, juist sodat die vloei, of dat die diens 'n vloei kan hê, en dat ons almal kan wegstap met hierdie lied in ons harte. Die eerste moet ek net die voorlesers bedank vir al hulle werk, die voorsangers wat daar agter is, musikante en dan die klankspan daar ook, die koster wat betrokke is om ook alles vir ons reg te kry, die kerkkantoor, Letitia wat ook baie betrokke was met die reëlings, almal wat gekom het, en dan wil ek ook vir Spike, wil ek ook vir hom dankie sê. Ek gaan nou maar sy naam uitlig, want elke jaar doen hy geweldig baie werk. En Spike, ek weet jy doen dit vir die Here. En die Here het vir jou talent gegee, en het vir jou die gawe gegee, en om ook hierdie alles saam te stel. Want geliefdes, dit gaan nie oor hom of oor 'n mens hierdie nie. Dit gaan oor die Here, oor die koning van alle konings. En dis hoekom laaste sê, ons klap hande eintlik saam met die engele, want ons is besig om die Here te loof en prys. En vanaand as ons gaan sing, wat ons eintlik gaan doen, is wanneer ons hierso sing, is daar in die hemel miljoene der miljoene om die troon en die geboue bewe so, soos wat die engele saam met ons gaan sing. En dan, dankie liewe Jesus, wat nou ook saam met ons, nie net nou hierso is, maar hy is elke dag, maak nie saak waar jy is, hy is altyd by ons. Geliefdes, met dit in gedagte, kom ek steeds vir ons praat van die Kersfees, die Kers aan, die Kers van Christus. Ons sê vir die Here baie dankie. In hierdie tyd, Kersfees gaan daaroor om dankie te sê aan Koning Jesus. Hy is gebore en hy het aan ons gebring vreugde, vrede, hoop en ook liefde. En daarom kan ons sê, prys sy groote naam. Ek wil aan ons voorhou, julle het dit al baie gehoor van tevore. Ek het nou gepraat oor die engele wat saam met ons sing. En luister hierso na die seëngroet van die engele. Jy kan jou oë toemaak as jy wil, en sommer dit ook so in jou hart beleef. As ons oë toemaak, wil ek vir jou vra, sien in jou geestesoog ook, hoe jy as het ware ook daar saam met die herders is, en hoe jy hierdie lig sien, hierdie engele, en terwyl hierdie engele daar verskyn, en jy ook hierdie liefde en hierdie vrede van die Here beleef, hoor jy die volgende: moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. Ere aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag. Amen.
hoort. In Jesaja 11 vers 1 tot 5 staan: 'n takkie sal uitsprei uit die stomp van Isaïe, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor, en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. In Romeine 15 vers 7 tot 13 staan daar: Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan: Daarom sal ek u loof voor die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit: Verbly julle ander nasies, saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook: Jesaja sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.
boodskap hoor in Jesaja 40, vers 1 tot 11. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sien. Bring vir Jerusalem die goeie tye. Sê vir hom, sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk word, elke bult moet 'n gelyke word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef, sal dit sien. Die Here self het dit gesê.
Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak, is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so. Die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tye moet bring. Roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tye moet bring. Moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom. Hy is die magtige, hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammerooie.
vreugde. In Lukas 2, vers 8 tot 14 staan: Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly en in die nag hulle skape wag gehou het. Met een staan daar die engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n groot tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles, net soos dit vir hulle gesê is.
is het julle wat ek nog allerliefste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende taal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ek ken al die geheimes, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys, om my daarom te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie ligraak nie, hou nie boek van die kwaad. Dit verbly hom nie oor onreg, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, vertrouw alles. maar die gawe van profesie sal verby. Die gawe om ongewone taal en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom,
sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Soos daar geskrywe staan in Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Dankie Here vir u koms na die aarde met soveel liefde.
was 'n baie moeilike jaar met die pandemie, waaroor ons almal praat. Op ons lippe hoor ons gedurig weer van die virus, die inperkings, infeksies, dodetalle, die onrus in ons land, die armoede, werkloosheid en opstande. Daarom is dit dan goed om die goeie nuus te hoor in Jesaja. Die mense in daardie tyd was in ballingskap. Nie net vir 'n jaar of 2 soos ons in hierdie moeilike tyd was nie, maar vir 70 jaar. Die mense wat in Jerusalem en in die land gebly het dit nie veel beter gehad nie. Niks wou werk nie, niks was verseker nie, geen struktuur het veiligheid verskaf nie. Toe kom Jesaja en sê, dit sal nou beter gaan. Julle swaar kry is verby. En God sê, ek het julle klaar gestraf vir julle sondes. God self gaan nou verskyn. Hy sal vir almal wys dat hy die koning is. Hy sal vir hulle sorg soos die herder vir sy skape sorg. Hy sal hulle soos skaaplammers bymekaar maak en aan sy bors dra. Hy sal sorg dat hulle nie seer kry nie. Hulle sal weer vrede ervaar. Wat beteken hierdie goeie nuus vir ons vandag? Hierdie goeie nuus het in vervulling gegaan aan die einde van omtrent 70 jaar, 'n eerste ronde vervulling. Die Jode kon terugtrek na hulle eie land. Die Here het hulle bymekaar gemaak. Hulle het weer vrede in hulle eie land beleef. Daar is ook 'n tweede ronde in die vervulling van hierdie profesie, naamlik dat Johannes die Doper gekom het en 'n pad in die woestyn gereed gemaak het vir die Here Jesus sy eerste koms na die aarde. Daar het groot vrede gekom vir blindes en krepes, vir gevangenes en gedroogtes, fisies sowel as geestelik. 'n vrede wat versprei oor die hele aarde. Dit het ook met ons tot rus gekom. Christus het vrede gebring. Ons vier in hierdie tyd die vrede wat Christus gebring het, want hy is ons herder. Die een wat ons vertroos, ons beskerm en aan sy bors dra. Dit is hier waar die boodskap van ons lê, in hierdie voortsleepende trauma van die afgelope tyd nader. Dat ons nie oorweldig om te raak deur al hierdie dinge nie. Hoekom so? Jesaja sê, kyk, hier is jou God. Hy is wonderbaar. Hy is die raadsman. Hy is die sterk God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Hy kan doen wat hy wil. Hy is ons herder. Hy het vrede gebring waar ons almal met ons hele wese smag. In Filippense 4 vers 6 tot 7 lees ons, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeek en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Kom ons staan en ons gaan saam deelneem aan die volgende gebed. Here Jesus, so met ons kaal van siele, staan ons voor 'n krib en kruis. Sommer so, nes ons is. Dit is nou, dat ons so naby aan U voel, omdat U ons herinner aan hoe naby U aan ons gekom het.
Dankie, Here Jesus. Amen. Die Here sal met julle redding verskyn en julle genade gees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle
Here sy vrede.